Welkom by hierdie voorlesing van Sterre is vir altyd, die eerste in die reeks oor die Barnard meisies. Geskryf en voorgelees deur Sofia Kap, uitgegee deur Boekdiva Uitgewers. Hoofstuk 2. Al wil sy nie daar wees nie, kan sy in die tonnel op pad na die vliegtuig hom ten minste uit die situasie skuif. Die kanse dat sy ooit weer iets met die stylvolle vreemdeling te doen gaan hê, is 'n vet, ronde 0. En die kanse dat iemand soos hy oor 30 sekondes nog gaan onthou dat sy bestaan, is nog minder as 0. Dis die positiewe deel daarvan om onbeduidend te wees. Jou laagtepunte is vir ander mense net so onbelangrik as jou hoogtepunte. Met haar krisis uit sy pad, is hy nou in 'n posisie om 100% op sy eie krisis te fokus. Dis min of meer 'n opsomming van haar lewe. Met haar uit die pad kan ander mense doen wat hulle eintlik wil doen. Dis sy by die vliegtuig se deur aankom, is die kajuitpersoneel reeds aan die skarrel om reg te maak vir die opstigslag. Sy wil nog haar instapkaart vir een van hulle wys, maar die beduie net vir haar in die paadjie af en mompel iets van 'n sitplek en so gou moontlik. Nie eers as 'n moontlike sekuriteitsrisiko is sy mense se volle aandag werd nie. Vinnig draai sy weg, sodat sy die lang tog die paadjie af kan aanpak. Genigtig, wil sy nou wragtig vir haarself jammer wees, omdat die vlugpersoneel belangriker goed het om te doen as om haar hand te soen. Dis daarom nou ook nie nodig om in Sadie sorryhol te verander nie, daar is mense wat erger as dit oorgekom het en oorleef. Laat sy liewer haar sit kry, sodat sy onder almal se voete kan uitkom. Eleanor is reg, dis tyd dat sy aan haarself werk. Sy laat mense toe om 'n vloerlap van haar te maak. Nee, eintlik het Eleanor gesê dat sy sommer self gaan lê, sodat ander mense hulle voete aan haar kan afvee. Agterna wil sy verontwaardig en gekrenk wees, omdat mense haar minag en misbruik. Maar eintlik kan sy niemand anders daarvoor blameer as haarself nie. Sy word behandel, soos wat sy haarself aanbied om behandel te word, aldus Eleanor. En dan hou sy haarself doelbewus onnosel oor die onreg wat hulle haar aandoen, want sy is bang, hulle gaan nie meer van haar hou as sy nie hulle vloerlap wil wees nie. Ook aldus Eleanor. Neem nou Edward. Vandat hulle 6 maande gelede begin uitgaan het, wys Eleanor meedoenloos al die rooi vlae in Edward se optrede uit. Sy was die een wat hulle doelbewus misgekyk het. En hoekom? Omdat sy gedink het as sy toegewings maak en al sy foute en tekortkominge oor die hoof sien, sal hy dieselfde vir haar doen. Sy het gedink sy kan lojaliteit met lojaliteit koop. Intussen is al wat sy gedoen het om hom toestemming te gee om sy voete aan haar af te vee. En nou sy gat ook. Miskien is dit tyd dat sy Eleanor se raad volg en 'n ruggraat kweek. As daar dan niks anders uit hierdie ramp van 'n reis kom nie, kan sy dalk leer om haar voet neer te sit as ander haar wil stoomrolle. Dan is die onaangename ervaring minstens iets werd. Die ander passasiers sit reeds, ingeburger in hulle sitplekke, paraat en vasgegordel. Party lyk geïrriteerd oor haar laatkomery, ander is in hulle eie borrels, verbete aan die tik op hulle fone aan laaste boodskappe. Dit gaan nie sy wees nie. Die heel laaste ding wat sy gaan doen, is om nou 'n boodskap huis toe te stuur. Natuurlik sal sy vir haar mense moet sê wat gebeur het, en natuurlik gaan almal reageer presies soos wat sy dink hulle gaan reageer. Dit gaan erg genoeg wees om by die huis te kom en haar ouers se kommer, Eleanor se verontwaardiging, Marie se simpatie en Annie se woordelose begrip te moet verduur. Wat sy nie gaan doen nie, is om met 'n boodskap huis toe haar beproewing te vervroeg. Eleanor is kapabel en klim op 'n vliegtuig Parys toe, net om ten spyte van haar eie oorvol program haar onbeholpe suster te kom red. Of erger nog, om Johannesburg toe te vlieg en Edward en sy ma te gaan uitvreet. Hoe verder sy agtertoe in die vliegtuig beweeg, hoe meer beknop raak dit. Meer sitplekke per ry, meer rye in dieselfde ruimte. Cattle class, soos Edward ewe smalend daarna verwys het. Miskien sou Edward saamgekom het as hy Eleanor se aanbod aanvaar het om vir 'n opgradering te betaal. Miskien sou 'n besigheidsklaskaartjie vir hom meer van 'n aansporing gewees het om haar te prioritiseer. Edward hou van geld. Die feit dat hy boggerol van sy eie maak, beteken nie dat hy sy smaak of sy lewenstyl aangepas het nie. Sy moes noodgedwonge. Hierdie hele reis kan sy eintlik glad nie bekostig nie. Sy het pas haar werk verloor met geen nuwe vooruitsigte in sig nie en haar spaargeld het nie gestrek tot by meer beenruimte en champagne nie. Soos dinge nou staan, moes sy die besienswaardighede op hulle reisplan baie noukeurig kies. Edward se aandrang om Disneyland Paris toe te gaan, het beteken dat sy die meeste van die museums wat sy wou besoek, van haar beplanning moes afhaal.
Die enigste ene wat oorgebly het, was die Louvre. Die enigste glimp wat hulle van die platteland sou kry, was 'n daguitstappie na Versailles. Die restaurante of 'n uitvoering in een van Parys se asemrowende konsertsale het nie eers ter sprake gekom nie. 'n Baguette by 'n bakkery, 'n paar snye supermarkkaas en 'n bottel wyn wat hulle in hulle geleende woonstel afsluk, sou die kulinaire hoogtepunt van die reis wees. Miskien sou hulle gelukkig wees en 'n trekklavierspeler by 'n sypaadjie kafee raakloop wat La Vie en Rose speel of 'n straatmusikant wat in die metro Schubert op 'n viool aandurf. Dit sou haar behoefte aan goeie musiek moes bevredig. Toe hulle die reis beplan het dit nie vir haar saak gemaak nie. Die belangrikste ding was dat sy ook een keer in haar lewe die ervaring sou hê om vir haar verjaardag na 'n eksotiese plek geneem te word, soos die mooi meisies. Om te weet dat sy ook opwinding en romanse waardig is, al moes sy die hele ding self beplan en finansier. Al wat sy het om daarvoor te wys, is 'n klomp minusse op haar bankrekening en 'n gat in haar hart wat sy oortuig is almal rondom haar kan sien. Sit asseblief, ons moet met die veiligheidsdemonstrasie begin. Die lugwaardin met haar kraakvars wit blousie en kraakvars wit glimlag beduie na die enigste 2 leë sitplekke in die ganse vliegtuig. Dis die enigste ligpuntjie in die andersins pikdonker tonnel. Op 'n stampvol 11 uur lange oornagvlug van Kaapstad na Parys, wanneer die ander passasiers soos opgestopte hase oorent gaan moet sit, het sy 2 sitplekke vir haarself. Die venstersitplek het sy vir Edward bespreek en die middel vir haar, met die idee dat Edward teen die kant van die vliegtuig kan leun en sy teen sy skouers sal kan slaap. Met die dat Edward gekies het om in 'n motor op pad Johannesburg toe te wees in plaas van in die venstersitplek op die vliegtuig, is die venstersitplek plus die ekstra beenruimte van die middelsitplek alles hare. Klein troos, maar tog. As sy dan nou 11 uur lank ellendig gaan wees, kan sy net sowel ellendig wees met meer beenruimte. Die gruiskoptaante in die paadjie sitplek begin haar sitplekgordel losmaak sodat sy kan opstaan. En Janie maak die oorhoofse bagasierak oop om 'n plek vir haar rugsak te kry. Die rugsak het net die nodigste in en voldoen aan al die regulasies, maar daar is nie eens plek vir 'n zipsakkie met 'n tandeborsel in die rak nie, laat staan nog 'n rugsak, hoe beskeie ook al. Sy draai om en soek plek in die rak aan die oorkant van die paadjie, maar die lugwaardin, steeds met dieselfde kraakwit glimlag, versper haar pad. Sit asseblief, die rakke is vol. Jy sal jou handbagasie onder die sitplek voor jou moet sit. Maar daar is nie genoeg plek vir 'n rugsak onder die sitplek nie. Die lugwaardin se glimlag word nog brosser. Sit asseblief. Laat ek net iewers anders plek soek, miskien is een aan die oorkant nog oop. Mevrou Kraakwit luister nie verder nie. Hulle is almal vol, gaan sit, jy hou ons op. In haar stoot dieselfde oorbekende gevoel van hulpelose verontwaardiging op. Sy het sekerlik dieselfde reg as enige ander passasier op die vliegtuig om haar goed in die bagasierak te sit. Sy was bedagsaam met haar klein rugsak. Die ander het tasse vir handbagasie gebring waarin die mense dooie seekoei kan pak. Dit moet mos in haar gunst stel dat sy bedagsamer as hulle was. En sy behoort sekerlik haar saak te kan stel en aangehoor te word wanneer sy benadeel word. Maar die staalblou blik van die lugwaardin en die effense geruis onder die passasiers laat haar besware vinnig slip. Dis presies die probleem met 'n ruggraat, dink sy terwyl sy regmaak om met 'n rugsak en al in die ry in te skuif. Dit vereis van jou om gemaklik te wees met konflik, soos Eleanor. Eleanor is nie net gemaklik met konflik nie, Eleanor is gemaklik daarmee om konflik te skep oral waar sy gaan. Sy is nie. Haar grootste vrees is trouens om die oorsaak van konflik te wees, baie eerder die vrede bewaar, al is dit ten koste van haarself. Buitendien het sy mos die ekstra sitplek waar sy haar rugsak kan sit. Wag, die dwingende stem stuit haar in haar spore. Toe sy omkyk, sien sy die imposante figuur in die paadjie aangestryk kom, en op die plek kry sy 'n donker voorbode. Dan herken sy die waterbottel in sy hand en sy wil verlig voel. Sy het die bottel in die wagarea gelos, te skaam om onder die ry metaalsitplekke in te kruip en dit uit te grawe nadat dit uit haar rugsak geval het. As hy net hier is om die bottel vir haar te bring, kan sy ontspan. Die verligting verdamp nog voor dit behoorlik gevorm het. Hy gaan nie op die vliegtuig toegelaat word, bloot om vir haar die bottel te bring nie. Daar is 'n ander rede vir sy onheilspellende teenwoordigheid. Soos, moenie gaan sit nie, laat ek eers inskuif. Ek sit by die venster, sê hy en gee vir haar die bottel aan. Die venster, herhaal sy onnoosel. Jep. 'n flikkering iewers in die donker blik. Is dit jammerte?
Onmiddellik stoot die wrokkigheid, wat sy die hele middag al moes sluk, agter haar borsbeen op, en net daar val haar tweede laaste filter af. Ek dink nie so nie, dis my sitplek, ek het dit bespreek. Sy stemtoon bly gelykmatig. Kyk op jou instapkaart, ek is in sitplek A, dit is die venster sitplek, ek vermoed jy is in B. Nee, ek sit by die venster. Asof van ver af hoor sy hoe haar eie stemtoon styg en resoneer, maar sy gee nie om nie. In hierdie oomblik is al wat saak maak dat sy nie nog 'n keer kan gaan lê sodat iemand op haar trap nie. Ek het vir die middelsitplek en die een by die venster betaal. Ek kan kies waar ek wil sit. Nee, jy kan nie, kom kraakwit ongevraagd tussenin. As 'n passasier nie opdaag nie, kan die lugredery sitplekke aan passasiers op bystand toeken. Haar glimlag raak stralend. Die venstersitplek is joune, meneer. Kan ek jou help met jou handbagasie en jou baadjie? Ongelukkig is die rakke vol, maar daar is spasie voor waar ek dit vir jou kan bære. Die verontwaardiging kook al hoe hoër. Maar hoe kan julle 'n sitplek waarvoor ek betaal het vir iemand anders gee? Die lugwaardin se blik verskerp. Dit is in die fynskrif op jou bespreking. Die meeste mense lees dit nie, maar dis daar. Julle kan mos nie dieselfde sitplek 2 keer verkoop nie, dis bedrog. Het julle my terugbetaal vir die bespreking wat ek nie gebruik het nie? Teen hierdie tyd is daar 'n onrusbarende skrilheid in haar stem en sy sien hoe die lugwaardin haar gemaklike jeans en ou T-hemp takseer voor sy antwoord. Het jy die flex-tarief gekies? Want dan sal ons jou terugbetaal. Maar as jy die goedkoopste tarief gekies het, is dit nie terugbetaalbaar en jy verloor die geld. Dis die risiko wat jy loop as jy so bespreek. Nee, sy het nie die flex-tarief gekies nie. Die kaartjies met die flex-opsie waar jy kan verander of 'n terugbetaling kry as iets skeefloop, was aansienlik duurder. As sy flex-kaartjies bespreek het, sou hulle nie kon eet nie, selfs met die gratis verblyf en al. Dit het niks met die saak te doen nie. Ek het ekstra betaal vir die sitplek bespreking. Sy sien hoe die lugwaardin 'n senior kollega nader wink. Tes, dit lyk my ons het 'n probleem geval. Kan jy dit hanteer terwyl ek die meneer se handbagasie bære? Die onregverdigheid daarvan ruk aan haar asem. Verskoon my, ek is nie 'n probleemgeval nie. Al wat ek wil hê is waarvoor ek betaal het. 2 sitplekke en plek vir my handbagasie. Jy het sopas aan my gesê, ek moet met my rugsak op my skoot sit, maar toe hierdie prins hier aangewals kom met sy machismo en sensodyne glimlag, het jy skielik plek vir sy handbagasie voor. Hoe is dit regverdig? Hierdie hele situasie is... Tot haar afgryse voel sy hoe haar keel verdik en haar stem stol in die warm knop wat daarin gevorm het. Alles om haar is skielik wasig en sy klamp 'n desperate hand oor haar mond om die snikke te keer wat uit haar wil bars. Dis nie die rugsak of die sitplek of die geld nie. Dis nie eers Edward nie, want hoe kwaad sy ook al is oor sy verraad, weet sy dat sy iets van hom verwag het wat hy nie in staat is om te wees nie. Nee, die ding wat haar hier in die paadjie van 'n stampvol 747 ten aanskoue van honderde vreemdelinge, mevrou Kraakwit en meneer Perfek, op die rand van 'n emosionele uitbarsting het, is die dood van 'n droom en 'n leeftyd van terugtreë, totdat sy uiteindelik die rand van die afgrond bereik het. Al wat nodig was om haar oor die rand te stoot, was duur handbagasie en 'n venstersitplek. Sy staan nog so met haar palm oor haar mond, sonder enige idee hoe sy uit die nagmerrie gaan ontsnap, toe sy 'n hand om haar pols voel sluit. Kom. Sy wil teenstribbel, maar hy kantel sy kop in haar siglyn in. Die stem, toe dit kom, is laag en dringend. Moenie. Daar is te veel mense met hul fone uit wat graag 'n video wil maak oor 'n Karen op 'n vliegtuig. Ek is seker die laaste ding wat jy nou wil hê, is dat hierdie situasie op sosiale media beland. Kom sit net. Ons kan alles uitsorteer na ons opgestyg het. Hy skuif verby haar na sy sitplek sonder om haar pols te los en sleep haar feitelik tot in hare. Is alles reg hier? Die senior lugwaardin kyk streng na hulle. Voor sy 'n woord kon uitkry, hoor sy hom sê, alles is doodreg, dankie, julle kan met die veiligheidsdemonstrasie begin. En dan, na 'n vinnige blik na haar gesig, hoewel ek dink dat 'n whisky dalk 'n goeie idee is. Die poppel! Om te ken te gee dat hy sterk drank nodig het om langs haar te sit. Sy maak haar mond oop om hom behoorlik op sy plek te sit, maar hy knip haar kort. Maak dit 'n dubbel. Die lugwaardin kyk na haar, knikkend stemmend, en stap weg om vir hom sy whisky te gaan haal. Maak vas jou sitplek gordel, sê hy. Ja, ek weet, ek is 'n drol en ek het geen reg om jou so rond te pluk nie, maar hou asseblief jou besware oor my onbeskofte gedrag vir jouself tot ons in die lug is. Op die oomblik kan hulle jou nog van die vliegtuig afgooi as jy jou sag gedra en die res van ons wil graag Parys toe gaan. Hy knip sy gordel vas
en reik dan oor die armleuning om hare ook vas te maak. Daar sy. As jy my vra, was dit 'n noue ontkoming en behoort jy die onvoorsienigheid innig dankbaar te wees dat, wat is sy naam nou weer, Eddie, sy ware kleure betyds gewys het. As jy 'n kriselverstand in jou kop het, stuur jy hom permanent in sy moer. Die vermetelheid van die man slaan haar asem weg. Enige normale persoon met 'n greintjie begrip en empatie, wat 'n getuie van iemand anders se vernedering was, sou voorgee dat dit nie gebeur het nie, of ten minste dat hy dit nie opgemerk het nie. Hierdie een is nie net meedoenloos genoeg om dit op te haal nie, hy moet boonop haar neus daarin vryf. Sy kry dit reg om haar trane te sluk. Wel, ek het jou nie gevra nie, hou dus gerus jou mening vir jouself. Die grinnik is totaal onboetvaardig. Ok, ten minste is jy nou kwaad. Dis beter as om oor so 'n misbaksel te sit en chunk. Sy gaap hom aan, maar kry niks in haar brein waarmee sy hom kan kortvat nie. Sy het gehoop dat die toneel by die instaphek die einde van haar nagmerrie sou wees, maar nee, die kosmos is nie met haar klaar nie. Dit was blykbaar nie die voorsmaak. Die 11 uur wat sy langs hom gaan moet deurbring, gaan die werklike laagtepunt van hierdie gruwel van 'n dag wees. Gelukkig haal hy 'n paar oorfone uit en maak reg om dit in sy ore te druk. Dit pas haar. Sy twyfel of sy 'n oog toegemaak gaan kry, maar ten minste hoef sy nie weer met hom te kommunikeer nie. Hier is die whisky, meneer. Dankie, ek waardeer dit. Dieselfde lugwaardin wat pas vir hom die whisky met 'n warm glimlag oorhandig het, bekyk haar vanuit die hoogte. Bære asseblief die rugsak onder die sitplek voor jou. Jy mag dit nie op jou skoot hê wanneer ons opstyg nie. Maar voordat sy haar beswaar kan klaarmaak, reik 'n hand oor en tel die rugsak van haar skoot af. Op een of ander manier kry hy dit reg om die sak onder sy stoel in te prop. En voordat sy daarteen beswaar kan maak, druk hy die whisky in haar hand. Hier, drink dit. Dit gaan nie die feit verander dat Eddie 'n doos is nie, maar dit sal help vir die besef dat jy die hele situasie kon vermy het, as jy net bereid was om dit vroeër aan jouself te erken. Iets flikker weer in daardie oë. Miskien moet jy hierdie episode beskou as 'n wenk van die kosmos om in die toekoms jou reisgenote beter te kies. Sy kyk na hom, sien die siniese trek om die mooi mond. Lank sit sy so, dan sluit sy haar oë fatalisties. OK, rock bottom was toe nie my boyfriend wat my gelos het, of die geld wat ek verloor het, of die bagasierak, of die beenruimte, of die middelsitplek waarin ek 11 uur lank vasgekeer gaan wees nie. Rock bottom is om sonder 'n boyfriend, of geld, of beenruimte 11 uur lank in die middelsitplek vasgekeer te wees langs fucking Eleanor. En sonder om te besin oor wat sy doen, gooi sy die ganse glas whisky met 'n enkele teug in haar keel af. Indien jy die volledige Sterre is vir altyd op YouTube wil volg, teken in op my kanaal. Dit doen jy deur op subscribe onder die video te klik. As jy op die klokkie klik, laat YouTube jou weet wanneer ek die volgende hoofstuk laai. Indien jy eerder die papierboek wil hê, kan jy dit bestel by Graffiti Boeke. Ek plaas die skakel in die beskrywingsboks hieronder.